En ek wil vandag net bietjie gesels oor when life happens. Wanneer hierdie dinge met ons gebeur, wat gaan aan? Waaraan kan ons vashou? Waarheen kyk ons? Wat moet ons doen? Want baie keer dan spring jy op en dan staan jy so, jy weet nie wat se rigting nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy weet nie wat om te sê nie. Jy weet nie wat aangaan nie. Dit voel so asof iemand jou 'n klap gegee het en jy omdraai toe kry jy weer 'n klap en jy weet nie eens waar die klappe vandaan kom nie. Wat is ons anker? Waarheen hardloop ons? Waarheen anker ons lewens? Hardloop ons na drank toe? Hardloop ons na 'n ander vrou toe? Hardloop ons na 'n ander man toe? Hardloop ons na 'n plek toe waar ons soos varke begin optree in F die lewe en F dit en F alles en ek spring op my bike en ek jaag soos 'n moroon op en af in die strate sonder 'n helm. Hardloop ek na 'n vloekery of 'n geskellery toe? Hardloop ek na 'n plek toe waar ek myself gaan toesluit en in my verdriet gaan verdrink? Waar ek myself afsluit van die wêreld, waar ek met niemand wil praat nie. Hulle praat met my, maar daar's niks. Daar's niks. My oë is gefestig, my oë is oop, maar ek hoor niks. Ek is toegesluit in myself en my eie verdriet en my eie hartseer. Waarheen hardloop ek? Wat is my anker in hierdie tye? Ek wil begin deur dit te sê dat as die lewe al met jou gebeur het, of die lewe is huidiglik besig om met jou te gebeur, in daai oomblik dan besef ons dat Christendom nie in een sin verduidelik kan word nie. Daar is nie altyd hierdie maklike, voel vinnig beter antwoord wat ons vir jou kan gee nie. Ons moet besef dat Christendom nie op 'n bumpersticker saamgevat kan word of in 'n slogan gesê kan word en sê dit is wat dit is nie. Dit is altyd nice om met die goedjies te sien. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ons as Christene het ook nie antwoorde vir alles wat rondom ons gebeur nie. Ons weet nie hoekom sekere goed gebeur nie. Hoekom gebeur dit dat iemand swaar kry en deur lyding gaan en hy's 'n regverdige mens, maar alles gaan verkeerd in sy lewe volgens ons. Ons sien hierdie dinge en dan wonder ons hoekom gebeur hierdie goeters? Hoekom gebeur hierdie goeters met 'n goeie mens? Sodra jy 'n Christen word, dan kry jy ook nie 'n sleutel wat die boek van die lewe kan oopsluit waarin al die antwoorde vir al die moeilike lewensvrae is nie. Jy kry dit nie want dit is nie jou beskoring, dis God beskore. Dalk het van julle dit al agtergekom op die harde manier, want ek het agtergekom op die harde manier. Die tyd toe ek tot in geloof in Christus gekom het, en baie van julle ook, jy kom tot geloof in Christus, en dan dink jy, alles gaan nou sharp wees, alles gaan nou right wees, alle die issues, alle die hassles, alles wat met my verkeerd gaan nou okay wees, want ek gaan nou onder die hand van die Here wees, die Here gaan na my kyk, sonskyn en rose, alles gaan in plek val. Maar dan wanneer jy met jou stap met Christus begin, wanneer jy vir God in die hand vat en jy begin stap, dan is dit asof die hele lewe gets out of whack. Alles raak deur mekaar, is erger as wat dit was voordat jy die Here geken het. En Jesus chat hieroor in Johannes 16 vers 33. En hy sê die volgende, julle kan op die skerm saam met my lees daar. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Nou onthou net die tyd toe Jesus hierdie woorde gesê het. Jesus het geweet hy gaan nog gekruisig word. Jesus het geweet wat nog voor lê vir hom. Hy het geweet waartoe hy moet gaan. Maar hy sê hierdie dinge alreeds vir sy disippels. Hy sê hierdie dinge voordat hy gekruisig moet wees. En as jy die geskiedenis ken of jy saam met die kerk groot geword, dan weet jy waaroor die kruisiging gaan. Jy weet Jesus is gekruisig net buitekant Jerusalem. Jy weet hy daar aan die kruis gaan hang. Hy's gekruisig vir al ons mense sodat ons kan lewe, vir elke enkele mens, wit, swart, dit maak nie saak wie nie. Vir man en vrou, vir kind en ou mens, vir alles, vir almal, vir elke enkele mens is Jesus Christus gekruisig om vir ons sondes te betaal. Sodat ons in 'n verhouding kan kom met God die Vader, dat ons in 'n verhouding kan beweeg met 'n ewige, lewendige God. En Jesus sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Dis wat God sê, seun van God, dis wat hy sê. Die woord van God wat van die begin af daar was, seun van God, sê hierdie woorde vir ons. En as jy nie dalk goed was op skool en jy kon nie goed memoriseer nie, en jy ken nog nie Johannes 13, Johannes 14, Johannes 15 en Johannes 16 nie, het Jesus ook die volgende dinge gesê. Ek is die wingerdstok en julle die lote, sonder my kan julle nie vrug dra nie. Jesus het goed gesê soos
ek het julle gekies, julle het my nie gekies nie. Goed soos, ek is in julle, en julle in my, so lief, soos die Vader vir my is, so lief is ek vir julle. Goed soos, ek gaan weg, maar ek gaan 'n trooster stuur, wat binne by julle sal bly. Goed soos, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. In Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die Amplified Bible stel dit baie mooi, en dit is nie op die flitsbord nie, ek gaan dit net vir julle lees. Die Amplified Bible, dit is vir dom ouens soos ek, hulle skryf en dan verduidelik hulle dit, hulle amplify waaroor hulle praat, dat ek dit beter kan verstaan. So, hierso gaan hy soos volg. I have told you these things, so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you will have tribulations and trials and distress and frustrations, but be of good cheer, take courage, be confident, certain, undaunted. For I have overcome the world, I have deprived it from power to harm you, and have conquered it for you. Dit is wat die woord van God sê, dit is wat die skrywer dit vat, in die Amplified Bible, en hy vertel vir ons, God het oorwin, hou moed, take heart, wees daar, staan sterk, glo in sy woord, ons gaan trials and tribulations hê, maar dit sal ons miskien fisies kan doodmaak, maar dit sal ons nie kan skei van die liefde van God, soos wat Romeine 8 sê nie. Romeine 8 sê, geen krag, geen mag, geen power wat was, of wat is, of wat sal kom, sal ons ooit van die liefde van God skei, nie eers sonde, nie eers dood, kan ons skei van die liefde van God nie. Jesus kom, en hy sê, ek sê vir julle die goed, sodat julle in my eienaarskap kan vat, van rus en vrede. En ek glo hoe die Amplified Bible dit weergee, dit sê perfect peace and confidence. En soos Jesus sê, kan ek en jy daai perfect peace en daai confidence hê? Nou weet ek, jy voel dalk nie vandag so nie, jy voel nie vrede nie, en jy voel ook nie rus in jou nie. Jy voel onrustig, jy voel 'n onstuimigheid binne in jou. Maar in hierdie gedeelte gaan Jesus verder, en hy sê dan hierso, in the world, you have tribulations and trials and distress and frustrations. En onthou dis Jesus wat hier praat, Jesus gee vir ons die heads up hierso. Hy sê, ons gaan dit hê. Of jy nou wil glo of nie, ons gaan dit hê, God sê dit vir ons. Die een wat alles geskaap het, hy sê vir ons, you will have trials and tribulations. Jy gaan deur donker tye gaan, jy gaan deur dieptes gaan, jy gaan deur seer en hartseer en gebrokenheid gaan, jy gaan dit in hierdie lewe hê. Op hierdie aarde sal jy dit hê. Hy vertel ons van 'n toekoms saam met hom, waar dit wonderlik sal wees, waar ons in vrede en in rus en in vreugde kan leef saam met hom vir ewig. Hy vertel dit vir ons, hy gee dit vir ons. Hy wys dit vir ons in sy woord. Hy wat God te sê vir ons, in hierdie wêreld wat jy nou in leef, life will happen. Jy gaan moeilikheid kry, jy gaan distress en trials hê, maar weet dit gaan met almal gebeur. Elkeen van ons sal dit beleef. En die moeilikheid waarvan Jesus hierso praat, is nie 'n ligte moeilikheid nie. Dis nie die moeilikheid van, ek weet nie wat om vir Jannie vir sy verjaarsdag te koop nie. Dis nie die moeilikheid van, ek weet nie wat ek vanaand moet aantrek na die diner toe nie. Dis nie die moeilikheid van, ek is besig met house renovations, en ek moet nou teels koop, my genade, wat se teels moet ek koop nie. Dis nie die moeilikheid van, ek moet nou 'n nuwe bike gaan koop, en daar is soveel bikes, wat se Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Lancia, wat moet ek koop? Dis nie daai tipe moeilikheid, waarvan hy hierso praat nie. Jesus praat van regte moeilikheid. Die moeilikheid van, is daar waarlik ware God wat vir my lief is? Is daar waarlik ware God wat vir my omgee? Bestaan God regtig waar in hierdie gebroke wêreld? Dis daai tipe vraag, dis daai moeilikheid waarvan Jesus hierso praat. Moeilikheid wat jou geloof challenge. Dit challenge dit. Dit challenge jou en jy question al hierdie goeters en jy dink daaroor en is dit die waarheid? Is dit regtig so of glo ek alleen? En Jesus sê, wees reg, want dit gaan gebeur. Dit kom, hy sê dit vir ons in Johannes 16 vers 33. Maar die goeie nuus is dit,
Ons weet waar ons rus is. Ons weet waar ons rus gaan kry. Ons weet waar om hierdie vrede te kry. Jy sien, daar's twee realiteite waarmee ons hiermee te doen het. Die een kant het ons vir God, die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige God, die God van liefde. En aan die ander kant het ons hierdie gebroke wêreld, 'n wêreld wat uitmekaar uitval. 'n Plek waar selfmoord gebeur. 'n Plek waar daar terminale siektes en mense gaan dood. 'n Plek waar jy 'n geliefde skielik aan die dood afstaan. 'n Plek waar egskeidings gebeur. 'n Plek waar daar finansiële moeilikheid is en gesinne uitmekaar uitval. 'n Plek waar daar nie geld is nie. 'n Plek waar daar nie vir jou 'n plek is nie. Jy voel alles is deur mekaar, jy voel so alleen. En daai moeilikheid en daai despair en dit is donker om jou. Dit is donker, dit maak nie saak. Soos 'n ander vriend van my sê, you have to reach up to touch rock bottom. As jy van rock bottom het 'n kelder. You have to reach up to touch rock bottom. Dis hoe laag party mense kan daal. Dis hoe laag die lewe ons kan vat when life happens. En jy verloor alles, jy verloor jou man, jy verloor jou kind, jy verloor jou vrou, of jy verloor iets wat kosbaar is vir jou. Maar in al hierdie chaos wat ons hierso sien, is daar die lig van Christus wat skyn. Die lig van Christus, die lig van God wat daar so is, die lig van die wêreld. En Jesus gaan verder en hy sê, skep moed. Skep moed, te midde van alles, te midde van al die moeilikheid, te midde van die donkerte, te midde van die despair, te midde van die seer en die hartseer en die gebrokenheid, sê God, skep moed. Te midde van alles wat verkeerd is, sê Jesus vir ons, skep moed. En wanneer Jesus sê, skep moed, take heart, is dit nie 'n ligtelike ding nie. Dit is nie een van daai wat sê, skep moed, want môre gaan die son weer skyn nie. Dit is nie een van daai wat sê, ag shame, take heart, alles gaan beter wees nie. Dit is nie, ag shame, take heart, of skep moed, wat jy agter op 'n bumper sticker sit en sê, blaas die hoeter om moed te skep nie. Dit is nie 'n slogan nie. Dit is nie dit nie. Jesus kom en hy sê, skep moed, take heart. Hy sê, doen dit, wanneer jou lewe uitmekaar uitval. Hy sê, doen dit, wanneer alles om jou donker voel, wanneer jy nie meer 'n uitweg kan sien nie. Hy sê, skep moed, as jy nie meer weet wat jy gaan maak, of hoe jy deur hierdie dinge kan kom nie. Hy sê, skep moed, hou vas, moenie opgee nie, druk deur, hou aan beklei. Hy gaan dan verder en hy sê, ek het klaar hierdie wêreld oorwin. Ek het klaar hierdie wêreld oorwin. En daai oorwinning gee ek vir jou. Vir jou en vir jou en vir jou en vir my. Dis wat God vir ons sê. Jy sien, baie keer is die teologie wat mense glo van life happens, en jy moet maar net aanvaar wat gebeur, en jy moet daarmee saamleef. Dis al waar, want lewe gebeur, maar waar is die oorwinning? Ander mense se teologie is weer so 'n soort van daardie wat sê, ja, jy weet, ek glo in God, en as moeilikheid kom, dan gaan ek dit bestraf, en ek gaan daarteen spreek, en ek gaan daarteen bid, en dit gaan my nie tref nie. Maar dit is ook net half waar, want Jesus het mos ook klaar vir ons gesê, in hierdie werklikheid, of in hierdie wêreld, sal jy teenspoed beleef. You will have trials and tribulations, you will experience that. Maar my vraag is aan jou, in hierdie moeilike tyd, in hierdie tye wanneer hierdie goeders gebeur, waarheen hardloop ons? Wat doen ons? Waarheen gaan ons dan? Wat anker ons? Wat hou ons vas? Wat keer dat ek net deur omstandighede meegesleep word in hierdie stroom van sleg en pyn en hartseer en verdriet en alles wat bad is? Waaraan kan ek anker? Daai oomblik maak daai bumper sticker of daai slogan nie vir jou saak nie. Daar's nie vir jou 'n skep moed. Son sal môre weer skyn nie. En hierdie ding van Jesus het gekom om sy mooiste blommetjie te pluk, as ek hom stwak. Jesus kom nie om sy blommetjies te pluk nie. Jy's meer as 'n blom. Jy's sy oogappel. En Jesus kom om jou te ontvang. Die duiwel is soos 'n brullende leeu. Hy is nie die brullende, hy's soos 'n brullende leeu. En soos ons gister gepraat het, hy's meer 'n muis met 'n trompet. Maar hy bring verwoesting en hy bring hartseer, want hy het die dood gebring. Die sonde het die dood gebring deur Satan. Die mense ongehoorsaamheid.
Die God wat die dood gebring het. Die God ons nie so geskaap nie. God ons geskaap dat ons ewig sal lewe. Maar dis hoekom sy seun teruggekom het, dat hy kan sterwe. Maar in elk geval, ek dwaal 'n bietjie af. Maar weet julle wat? Jesus kom en hy lei ons terug na die kruis toe. Hy sê vir ons, fokus op hierdie kruis. Nou weet ek dat wanneer ons van die kruis praat, dan dink ons van die kruis van vergifnis en van sonde en van die verlede en van wanneer ons gereinig word. Hoe kom ons by die kruis wat ons moet skep? Maar jy sien, die kruis van die Seun van God, die kruis van Golgotha, dit is die middelpunt van die hele storie van God en van die wêreld. Dit is die middelpunt. It's the centerpiece. Jy kom nie net aan die kruis en jy doen die kruisding een keer en jy vergeet van die kruis en jy's weg nie. Die kruis sal altyd daar so wees. Dis die centerpiece van alles. Nou onthou in die Bybelse tyd moes die hoëpriester vir jou na God toe gegaan het. Die hoëpriester het ingegaan en hy daar gaan bid vir die volk en al daai goed, as alles chap was, kon hy weer uitkom. As dit nie chap was nie, was hy dood en hy het hom uitgetrek met 'n tou. Jy kon daar ingaan in die teenwoordigheid van God nie. Maar met Jesus se kruisdood, met Jesus se opstanding kom daar 'n nuwe manier, 'n nuwe bedeling. En deur Christus het ons die reg om as kinders van God, as mense van God, direk na God toe te gaan, direk na God die Vader te roep, direk na God die Vader te bid, direk met hom te gesels, deur dit wat Jesus gedoen het, die voltooide werk van Christus aan die kruis. Hebreërs 6 vers 19 en 20 in die Nuwe Lewende Vertaling. Ek wil dit vir julle lees, dit is nie op die bord nie. Maar luister jy, want ek vra heeltyd vir jou, waaraan anker jy? Waaraan gaan ons anker? Hoor wat sê dit hierso in die Nuwe Lewende Vertaling, Hebreërs 6 vers 19 en 20. Dit sê die volgende: hierdie vooruitsig is soos 'n betroubare en stewige anker, 'n anker wat onbeweeglik vasgemaak is in die allerheiligste van die hemelse heiligdom, net agter die binneste gordyn. Dit is tog waar Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan het. Hy wat ons ewige hoofpriester geword het volgens die priesterorde van Melchisedek. Jesus is ons anker. Hy is ons anker. Hy's 'n onbeweegbare, onwrikbare anker. En dit is die rede wat ek vandag vir jou wil wys. Ek wil jou wys na die kruis toe vandag, want God het my na die kruis toe gewys. En dit is waar ons hoop kry, by die kruis van Jesus Christus, by die kruis van die Seun van God. Jy sien, as ek na die kruis toe kyk, en ek draai na die kruis toe, dan sien ek iets daarso. Ek sien by daai kruis, die heel eerste ding wat ek besef, dan sien ek God is liefde. Maak nie saak wie ek was nie, maak nie saak wat so skollie ek is of was, of wat mense dink ek is nie, dan sien ek, God is liefde. Maak nie saak hoe donker of hoe alleen dit is vir jou nie. Die kruis is daar vir jou. Maak nie saak of jy wonder oor God nie. Aan daai kruis het God sy seun gegee om vir jou sondes te sterwe, om vir my sondes te sterwe, om ons vry te maak. Om ons uit 'n gevangenskap uit te vat en vir ons 'n freedom te gee. Ons lees gou 1 Johannes 4 vers 10. Werklike liefde, julle kan dit op die bord volg. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Versoening vir ons sondes, dis die ware liefde. Nie dat ons vir God lief het, maar dat God ons lief het, en so lief het dat hy sy seun gestuur het vir versoening van ons sondes. Dis die liefde wat God vir ons het. Kan ons dit net vir 'n oomblik besef? Kom ons dink net daaroor. Ons het nie God gekies nie, nee. God het ons gekies. En hy het alles gedoen en alles gegee, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So in die kruis van God, dan sien ons, God is lief vir ons. Maak dit alles reg? Nee, dit doen nie. Alles val nie net in plek en alles is reg wanneer ons na die kruis toe kom en wanneer ons by die kruis van God is nie. Baie dinge maak nog steeds nie eers vir ons sin nie. Maar ten minste weet ons is nie alleen nie. Ten minste weet ons, daar is iemand wat lief is vir ons en daai iemand is Jesus Christus. Daai iemand is God die Vader en God die Heilige Gees. God is lief vir ons. En God gebruik self die sleg, die bad in ons lewe, die donker van ons lewe, gebruik God en hy gebruik dit ten goeie vir elkeen van ons. En dit is moeilik om dit te glo, dit is moeilik om aan te dink, maar Prediker praat daarvan. Op sy regte tyd, in its right time, God will make everything beautiful. Jy sien, daai dag, toe Jesus gekruisig is, daai Vrydag, as ons daar was, en ons ook gedink het, hierdie is seker die badste ding wat ooit kan gebeur. Dis die slegste ding. Hier kom die ou wat al die miracles doen en hy sê hy's God en hy praat oor God en hy praat van 'n nuwe bedeling en hy doen al die wonderlike goed, maar hier gaan hy word nou gekruis, hy word nou doodgemaak. Nou wat nou? Hoe kan hierdie goed gebeur?
Hy het nou die geveg verloor. So alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, is dit dan leuns? Was hy dan 'n fake gewees? Was hy 'n pretender? Maar God gebruik hierdie donker, hierdie ontsettende, verskriklike tragedie van God die Seun aan die kruis. Hy gebruik daai tragedie, want in geen weergawe is dit 'n mooi storie nie. 'n Liggaam wat geruk is in fladder. Stikkende liggaam. Hy's amper nie herkenbaar as mens nie, sê die woord van God. Bloed wat uit hom uitstroom. Hoe kan dit mooi wees? Hoe kan ons sê, dit is mooi? Maar in sy regte tyd vat God dit, daai verskriklike seer, daai verskriklike prent, en hy draai dit om. En hy verander hierdie tragedie na iets moois. Want Jesus staan op uit die dood. Jesus oorwin die sonde. Jesus reinig ons van al ons ongeregtigheid, dat ons in verhouding met God kan leef, as ons na Jesus toe keer. Kruis van Jesus Christus. Die wonderlike, wonderlike, wonderlike kruis. Die kruis wat spreek van die afgehandelde werk van die Seun van God. En wat ek en jy hieruit kan leer, is dat God elke lelike situasie vat, en hy draai dit om in iets moois in. Ons verstaan dit nie altyd nie, ons sien dit nie altyd nie. In my eie lewe het die Here my broer se dood gebruik, sodat ek in die ministry kan opeindig. My broer is dood aan kanker. En ek onthou al die tye wat ons gebruik het, wat ons daar was, ons het gevas, daar het ons gebid, ons het goeders gedoen, ons het mekaar vasgehou, ons het mekaar moed ingepraat, ons het hom moed ingepraat, hy het ons moed ingepraat. En ons het deur hierdie verskriklike tragedie gegaan. En in daai tyd het ek het gequestion. I've questioned God. God, where are you? Why don't you hear me, God? Why don't you do what I ask? Why don't you heal my brother who is a pastor? Why don't you take me? Slim van ek. Vat my, Here. Maar ek sou seker net so ver weg gehardloop soos 'n lafaard, as dit die dood na my toe gekom het en die dood aan my deur kom klop het. En in daai tragedie van my broer se dood, question ons dit, en is bitterlik, bitterlik moeilik, en ons kan dit nie verstaan nie, ons kan dit nie verwerk nie, ons weet nie hoekom hierdie goeters gebeur nie, en ons hardloop rond. Maar God vat dit, en uit dit uit, bring hy my tot op 'n punt waar ek in ministry inbeweeg. Het God my broer doodgemaak sodat ek in ministry kan inbeweeg? Nee, hy het nie. Maar hy gebruik dit. Hy gebruik dit en hy bring dit vir my en hy bring my in ministry in dat ek kan praat oor God se liefde. Kan praat van wat God in my lewe gedoen het, laat my lewe getuienis kan wees, soos jy ook moet praat oor jou lewe. Romeine 1:16 sê ons kan nie beskaamd wees oor die evangelie van Christus nie. Ons moet daarvan getuig. Elkeen van ons moet onbeskaamd wees oor wat God in ons lewe doen, oor wat God vir ons beteken, oor wie God vir ons regtig waar is. Nou, die storie van my broer, julle weet dit al, julle ken dit al, ek gaan dit nie weer heeltemal deurhardloop nie. Die storie van my lewe, gebruik hy en hy gee vir my purpose in die lewe. Ons verstaan nie altyd hoekom al die goeters gebeur nie, ons weet nie hoekom al die bad goed met ons gebeur nie, maar ek wil vir julle graag 'n videoklip gou speel. Ek wil hê jy moet na die videoklip luister en jy moet na die videoklip kyk. Hou net aan voordat jy begin. Hierdie videoklip is amazing. Ek wil hê jy moet stil wees en daarna kyk. Laat God met jou praat hierso, want weet jy, al die woorde wat ek spreek, kan miskien vir jou niks beteken nie, maar baie keer dan sien jy 'n prent, of jy hoor 'n sang, of jy sien iets gebeur, en dit gee vir jou betekenis van alles waarna jy gesoek het. Alles word saamgevat en in 'n oomblik, dan word alles vir jou duidelik. In 'n oomblik gee God vir jou 'n openbaring. En hierdie is so 'n tipe videoklip. Ek vra dat julle die ligte afsit en laat julle dan die videoklip en laat julle dan die skerm sal dophou. At the
start, He was there. He was there. In the end, He'll be there. He'll be there. And after all our hands have wrought, He forgives all the glory out of all this. He came here for the rescue of us all, that we may live for the glory of it all the glory of it all. All is lost, find Him there, find Him there. After night, dawn is there, dawn is there. And after all falls apart, He repairs all the glory of it all. As He came here for the rescue of us all, that we may live for the glory of it all. He is here with redemption from the fall, that we may live for the glory of it all. The glory of it all, the glory of it all, the glory of it I think if you make a little bit more noise, it might turn around. So raise your voice to God right now. Raise your voice to Him. comes a light. Dawn is here. Dawn is here. It's a new day. A new day. Oh, everything will change. Things will never be the same. We 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 will never be the same. Oh, the glory of it all is You are here for the rescue of us all, that we may live for the glory of it all. You are here with redemption for us all, that we may live for the glory of it all. The glory of it all, the glory of it all, the glory of it all. Everything will change. Things will never be the same. We 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 will never be the same. Hierdie malhou kom. Ja, Jesus. Hierdie malhou kom en hy gooi verf op 'n bord en hy maak lyne en allerlei goeters en
en hy spring rond en die lewe spring rond en alles is deurmekaar en jy sien dit, hy verf kwas en hy's op sy hande en hy maak so en hy doen al hierdie verskriklike goed en jy kan nie die prent sien nie. En ons sukkel om dit te verstaan, ons sukkel om te verstaan wat gaan aan in die lewe. Die lewe it's upside down. Maar God maak ons stil deur die kruis van Jesus Christus. Hy maak ons stil en hy draai ons lewe weer reg op dat ons kan sien. Hy bring die mooi en die lelik in. En hier waar hierdie ou gaan en hy maak net al hierdie verskriklike goed en hierdie bewegings en hy gooi verf met sy hande en hy gooi dit en die volgende oomblik wanneer dit omdraai, dan kom die perspektief terug van hierdie situasie in ons lewe. Waar ons eers verblind was deur pyn en verdriet en lyding en hartseer en seer. Maak God ons stil en hy vat ons na die kruis, hy vat ons weg, hy sit ons by die kruis neer. Die ouens wat gaan bedien, hulle kan kom, François asseblief. En hy vat ons na die kruis toe. Hy sit ons by die kruis, want van die kruis af, en ons kyk na wat in die lewe aangaan, dan sien ons 'n ander perspektief. Dan sien ons, yes, daar is dood, yes, daar is hartseer, daar is al hierdie swaar. Dit is daarso. Maar God is ook daar. Te midde van dit alles is God daar. God se woord sê dan vir ons sal swaar kry, ons sal moeilikheid hê, ons sal deur al hierdie dinge moet gaan, ons sal daar deurgaan. Hou net aan voordat jy uitgee nou, maak net reg, ek wil nog nie hier om dit uitgee nie. Ons gaan al hierdie goeters sê, maar dan kom God, en hy hou ons vas, ten spyte van onsself, hou hy ons vas, en hy druk ons, en hy vat ons na 'n plek toe, en ons kan hierdie prent sien van Christus. Hoe mooi is dit, hoe wonderlik is dit. En dit bring ons vandag by die dood van Jesus Christus, maar nie net sy dood, want ons herdenk sy opstanding, die leë kruis. Dit is ook soos om jy sê 'n kruis, soos wat hierdie plek sal sien, waar Christus nog aan hang nie. Want hy hang nie meer aan 'n kruis nie. Die Seun van God is lewendig. Die Seun van God het lewe gebring vir elkeen van ons. Die Seun van God het die dood oorwin, en sy bloed, het ons gereinig van al die ongeregtigheid. So wanneer jy vandag hierdie broodjie neem, wanneer jy daai broodjie neem, dan kyk jy na daai broodjie, want dit verteenwoordig die liggaam van Jesus Christus, die liggaam wat uitmekaar uit geskeur is vir my en vir jou. En wanneer jy daai kelkie neem, verteenwoordig dit die bloed van Christus, die bloed wat ons reinig, want bloed moes gevloei deur 'n offer om reiniging van sondes te bring, om vergifnis van sondes te bring by God die Vader. En sy seun Jesus Christus, die gewillige lam, die perfekte lam, dit is wat ons herdenk vandag. Dis sy bloed, dis sy offer. Nie deur my goedheid of deur jou goedheid of deur jou oulikheid word jy gered nie, alleen uit genade van God af. Genade wat hy gestuur het deur die liefde van Christus. So vat daai broodjie vandag en dink daaraan. Vat daai kelkie en dink daaraan. John, hulle gaan vir ons bedien. Ons gaan saam sing. Neem jou tyd in jou hartseer, in hierdie see, in hierdie oseaan waarop jy dryf, van hartseer en gebrokenheid en van stikkendheid. Vat jou tyd en praat met die Here. Laat hy jou na die kruis toe vat, laat hy vir jou die mooi kan wys. Want weet jy wat? Jy wat hier is vandag, jy is die mooi van jou situasie. Want God is nog steeds met jou, want jy is vandag nog hier. Mag God met jou gesels in hierdie tyd. As jy klaar gebruik het, staan op en ons bedien saam en dan sal ons eindig. Soos dit uitgaan, dan bid ek net ook, julle kan maar bedien. Vader, vir die brood en vir die kelkie wat vandag uitgaan, sê ons dankie. Dankie vir die genade en dankie Jesus vir die offer. Dankie dat U mense soos ons lief het, in spyte van onsself, oor dit wat ons doen, oor wat ons al gesê het en hoe ons leef. Is U nog steeds lief vir elkeen van ons. Dankie Here dat te midde van 'n gebroke wêreld, van 'n wêreld wat uitmekaar uitval, ontferm U Uself oor elkeen van ons. En Vader, wanneer ons daai broodjie vat, herinner ons aan die liggaam van Christus. Wanneer ons daai kelkie vat, herinner ons aan die bloed van Christus. Heilige Gees, gesels met elkeen van ons. Gesels met elkeen van ons, soos U met ons minister.